Op hierdie episode van Buite in Buskruit gaan vang ons vis in die pragtige Mosambiek by Santa Maria. Ons word bederf met groot kutas, ons ry deur Hell's Gate, ons eet die heerlikste kos en ons raak vriende. Doc Adam is ons skipper en die ander manne is ons kompetisie. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Santa Maria. Die see, sand, vriende en vis. Ons vat die lang pad vanaf Pretoria na Maputo. Deur die grenspos, almal se gemoedere is hoog. Daar word daarmee ietsie gevat, nie die drywer nie, maar die res van ons mag daarom so ietsiekie vat vir die stres. Die manne is vrolik, want ons is op pad na die pragtige plek van Santa Maria. En ook word daai liedjie heeldag in die kar gespeel, as ook op die boot. Die stokke staan krom en daar's nie 'n arm wat rus. Kom speel saam met ons deur Hell's Gate en kyk hoe die kutas ons lyne byt, terwyl ons vriende raak op die oop see van Mosambiek. Daar word vir ons vrolike eilandhempies gemaak en natuurlike staaldraad glas in elke hand, soos ons oorvaar vanaf Maputo tot Camp Carlos in Santa Maria. Dit was nou vir jou 'n ervaring geweest. Die gety was laag en hier en daar het die boot op 'n sandbank vasgesit. En dan is dit almal afklim en bietjie stoot. En dit is waar jy anemoonpoot ontwikkel. Moenie in 'n anemoon trap nie. Camp Carlos is geleë net by die hekke van Hell's Gate. 'n Pragtige plek, grasdakke. Ek het sommer elke aand daarvoor op die see op 'n bankie geslaap. En elke môre het daar so 'n pink bootjie verbygevaar en ek was sweer dit was Elvis. Die staf van Camp Carlos was ongelooflik vriendelik geweest. Hulle het ons met alles gehelp. Die kos was heerlik geweest. Elke aand as die son sak het dit gevoel asof ons op een of ander idilliese eiland ver in die wêreld is. Maar ons was net hier naby in Mosambiek. Ons is nou hierso in Mosambiek en Santa Maria by Camp Carlos wat pragtig is. Ons planne het ongelukkig uitgewaai met die weer om weer eens Palmeiras toe te gaan. Ons moes dit ongelukkig kanselleer. Gelukkig het Kirsten, die eienaar van die 2 catamarangs wat ons geboek het, gesê hy sal ons geld vir ons terugbetaal dat ons volgende jaar weer kan gaan. Maar nou is ons hierso op 'n onbeplande ekskursie, want die manne het almal 'n week af. Die ouens van Life Like Lures hier in Suid-Afrika het vir ons hierdie pragtige Buite in Buskruit stickbites en poppers en goed gebou. Ons gaan 'n bietjie probeer. Hell's Gate sit hier agter ons. Hulle sê die visvang is epies hierso. En ons het die manne gekry van die Laagveld, Dana natuurlik en Koos en Doc Adam, en ons gaan 'n bietjie kyk of ons hierdie ekspedisie kan red, want ons sou Palmeiras toe gegaan het, maar nou gaan ons hierso in die suide van Mosambiek visvang. Ek en my span is op die boot Kainai, saam met Doc Adam, wat ons kaptein is. Op die ander boot was Anton gewees, en dit was Susie Q, en ons kompetisie was aan. Wie gaan die meeste visse vang? Ons het 'n bietjie lewendige aas kom vang, net so deur Hell's Gate. Hell's Gate was net 'n gate vanmôre, right? So, ja, ons het 'n paar gekry. En gaan ons 'n bietjie groot visse vang hierso by Santa Maria. Ons soek livebait om of klein maasbankertjies, en dit is goed vir alles in hierdie rivier. Van Wahoo tot by Kutas. Ons gaan later op die rif by Santa's rif bietjie laivies uitgooi, en dan vanmiddag gaan ons hierso af op die 20 meter lyn 'n Kuta drif doen met die livebait.
Ja, het ons 'n lewendige asie gevang met die Sabiki rig. Ons harte was seer oor die Primeiras, maar dit raak al hoe beter want ons gaan wat sê pak slaag hier. Net so aan die kant Nelspruit, jy weet, dis nie ver nie. Lekker man, 2 stokke nou het afgegaan op die Rapalas. Ons het 2 buite gehad, daarna aan, ek aan. En dis een van 'n tuna, vermoed ek. Maar dit kan enigiets wees. Die see is 'n ander ding, jong. Ek word geboelie tans, hoor. Kom maar. Dis 'n mooi vis. Is nie haai nie. Dana, baie geluk met jou wahoo. Wahoo! Ja, dat is lekker geweest, Arno. Baie lekker. Wat op wat het hulle gevat? Ek het nog 'n bietjie getrol maar so. Ja, dit is maar op 'n rampie. Maar al wat ek sien is lekker kos, dis al wat ek nou hier sien. Verseker, hierdie gaan geëet word. Ons is 12 manne sterk in die kamp en lekker by Santa Maria. Dit was lekker om die zebra van die see uit te trek. Somme 2 op 'n slag. Ek en nou Daan. Hierdie gaan baie lekker wees. Vanaand eet ons die zebra van die see. Doc Adam is 'n baie goeie kaptein. Behalwe as dit kom by hoeke in die pens inhak. Daar het ons 'n klein foutjie gehad. Ek het dan ook 'n letsel om te wys, manne. Daar die rappie ingegaan. Atta. Lekker. So ek is ook gevang. By eie boot. Ons het nou daai 2 wahoos gevang en nou is ons hier op 'n pinnacle wat ons kyk ons 'n bietjie kan jig, al 'n bietjie ander visse teiken. Die ander boot, Susie Q, het 'n groot run gehad en 'n vis verloor. Ja, ons is nou maar op die suidpunt van Santa's Rif. Ons hier so 2 pinnacles waar jy wil oorvat. Ons het nou 'n besige dag gehad, maar dit lyk of dit bietjie stil is nou, so ons wil bietjie probeer onder toe gaan. Ek het 'n vermoede die visse sê lus om bo te byt, so ons wil onderbyt. So ek gaan nou bietjie so 'n skootreeks probeer. Hierdie hoed, elke veer op hierdie hoed het 'n moerse groot vis gevang. So 'n veer om hier te kan kom moet hy dit verdien. Ons het 'n lewendige aas nou uitgegooi. Ons het dooie aas uitgegooi. Ons het gejig, ons het gepop, ons het alles gedoen. Maar ongelukkig was dit net daai 2 zebras van die see wat ons gevang het en ons gaan nou terug kamp toe, dalk 'n aar drink. Beslis 'n aar drink. Soos ek groot geword het, as ek geleer, dit wat jy jag en dit wat jy vang, gaan jy eet. Maar hierdie keer was dit baie lekker geweest. 'n Rogan Josh curry met natuurlik die zebra van die see, die wahoo. Was baie heerlik. En ons het ceviche gemaak en so het ons die hele span mense kos gegee daai aand met wat ons gevang het. Ons het uitgekom na 'n heerlike ete waar ons van daai zebras van die see gebraai het en curry gemaak het en ceviche en sashimi en al daai dinge. Bietjie laatmiddag deur Hell's Gate, ons is letterlik net agter die branders en ons gaan kyk of ons ietsie nou kan optel. Ek het so 'n bietjie by die kamp gebly vanoggend want daar was 'n moegigheidjie aan my gewees. Ek gaan gou vir die manne 'n paar lessies leer. Hoe vang met snavel? Ja, ons het 'n live uitgesit. Die drift ons 'n bietjie naby aan die kant. So Is lekker op die klein stokkie. So banjo snapper. Daan het 'n live uitgesit en een van 'n rifvis. Dok, wat sê jy sy naam? 'n pango snapper. Banjo snapper. Banjo snapper. Ja.
pragtige vis, blou kolle. Ons gaan vir hom terugsit op die rivaai hoor. Op die ander boot Susie Q het my ander vriend Henny Barwise 'n green jobfish gevang. 'n Vis wat nogal redelik moet kry. Green jobfish hierso. 45 meter water. Pink jig, gat ons. En ek wil hierdie oomblik gebruik om vir Henny te sê sterkte met die kanker en die geveg wat hy tans het. Ons bid vir jou my vriend en mag jy nog baie duisende visse vang. Wat 'n heerlike dag op die see. Ons het vanoggend 'n paar goeie vissies geland. Ons het gou-gou vanmiddag weer uitgegaan. Die lugdruk is nie heeltemal nou soos hy moet wees nie. Môre is maar nog 'n dag. Ons sluit nou die dag af met 'n lekker glasie wyn. Kyk net na hierdie view. Dis hoe dit moet wees. Lekker dag 2 op die boot. Ek het my vrolike hempie aan vanmôre, vol dinosourusse. Ons vang weer 'n bietjie live bait. Kom ons kyk wat gebeur. Die wind is nie lekker nie. Ek dink ons gaan 'n bietjie vir live bait gaan hierso en dan wil ek saam met die wind teen Santasrif van die diepkant gaan. Gety is nou in die uitgaan, so vis lê gewoonlik aan die dieper deel van die rif. Gister mooi seilies gesien uitgekom. So ons kan kyk of ons wahoo en 'n seilie of 2 kan optel, dan sal ons so na die noordkant van die eiland toe werk en dan so terugkom. Ons is weer reg vir nog 'n dag. Dis maar hoe dit werk, jy moet maar hard werk hierso. So ja, kan nie wag nie. Ek dink vandag gaan 'n mooi dag wees. Dis 'n voorreg om hier te wees. Lekker. Okay, die kondisies het drasties versleg. En ons het 'n pasiënt wat bietjie naar geword het. Almal van ons is so op die randjie, selfs Dok Adam. So ons gaan bietjie land se kant toe. Ons het nou 'n baie interessante ding kom doen. Die wind is heeltemal te erg op die see. Toe kom ons hier na die groot bote wat net buitekant Maputo hawe lê. En Dok Adam sê vir my, hy noem dit pynskryping, want jy is letterlik teen die bly boot. En onder die boot bly daar maar kutas en dorados en ander dinge. So ons trek nou maar 'n paar rapalas om so 'n paar keer en kyk of ons ietsie kan kry. As jy met 'n klein bootjie om 'n vragskip of 'n olietanker ry, voel jy net so klein. Daai ding is reusagtig. Maar ons het omgevaar, kyk of ons hier en daar ietsie kan kry. Maar ongelukkig was die geluk daai dag nie in ons kant nie. Maar die barometer het met ons rondgewerk. As jy op die strand staan, sal jy hier gooi. Hierdie is 13 meter diep, 20 meter van die strand af. Water wat van verskillende angles afkom, opposing wave action, dis die spot. Ek het al die grootste dier van so gehad. Wat daai? Yes! Klein kingie. Nice. Ons is nou hier by 'n baie mooi gat reg op die strand op die Naka eiland. Daarna het so pas 'n big-eyed kingfish gevang, kleintjie. Ek het nog een byt gehad vir die dag nie. Maar laat ek jou sê, Dok Adam is lekker, Daan is lekker. Ons sukkel 'n bietjie met Koos. Dis lekker hierso. Mosambiek spog met sy natuur skoon, maar hy gee nie vandag vis op nie. Maar ons sal weer môre probeer. Maar kyk hoe pragtig sak die son.
Ons vang nou weer 'n bietjie van hierdie bytvis. Gorries, malle byt vir môre. Ons het sommer vol stringe gehad die eerste keer wat ek opgebring het. Wat altyd soos Dok Adam nou regtig sê, 'n goeie indikasie is van wat dalk op die see kan gebeur vandag. Die visse is dalk aan. Vandag is 'n aansienlike beter dag. Wind is stil. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie afhardloop suid na 'n plek wat genoem word Jau en Mili. Ons vang nou so 'n bietjie live bait, baie beter as gister. Ons sien hulle actually op die bodem en hulle byt. So goeie teken. Watertemperatuur is reg. So vandag het ek 'n goeie gevoel. Dink ons gaan ietsie doen vandag. Ons is lekker ver suid uit vandag hier op Santa Maria. Ons gaan na 'n rif met die naam van Mili toe, maar toe kom ons op hierdie pinnacle af. Wat eweskielik sit hierdie pinnacle in die see wat spul vis op is wat ons kan sien. Stokke uitgesit vir trolls, kyk bietjie vir tuna kan kry, want daar's spul pelagics wat hier rondhang as gevolg van die klein visse wat hulle natuurlik vreet wat op hierdie pinnacle bly. So ons hou maar duim vas, jong, maar die see lyk baie beter vandag. Lekker man, ons het nou net, Koos het al die moeite gedoen uit ons laaiwie uitgesit hierso met 'n 10 ons sinker wat afgegaan het. En ons is op daai pinnacle en dis net vis hier onder ons. So ek weet nie wat dit is, ek voel nie baie groot nie, maar hy het 'n lekker run gehad. Hy sal dalk nou agterkom, hy's gehak. Ja, sy. Ja, dis 'n mooi. Dis 'n kuta, mooi kuta. Ag, as hy af was onder hierdie boot deur, is af. Ai, daar verloor ons hom onder hierdie boot. Ek kon voel hy skuur aan die boot so half die romp. Ai. Julle moet weet as ek die woorde ai gebruik op buitenbuskruit, is daar eintlik baie kritaal wat deur my brein syfer op daai huidige oomblik. Dis nie lekker om 'n vis te verloor nie. Ek vloek 'n bietjie aan my binnekant. Ons het die klein kareltraap gevang hier op die rif. En as hy blaasie stuk en steek en hom terugsit, met 'n klein gaatjie maak met die hoop dat ons hom kan terugkry op die rif. Op Susie Q het Johan van der Rooi Katoliekers in die Laagveld vasgemaak met 'n reuse krokodilkuta. So vas met 'n dik kwao. Seker al so 15 minute besig. Nee. Ek kan vigs maar ek besef so baie. Jy. Maar dit lyk vir my, die haai was meer lus vir hom gewees. Na 15 minute geveg het nie die helfte uitgekom. Maar daai helfte was nog steeds eetbaar. Lekker Johan, lekker rooi kat. Had nou net gevat op die pink rappie. Maar hy vat lekker sterk, ek moet sê hy boks. Tweede wou wat ek verloor. Volgende een moet Daan vat. Ek is ou klaar vis verloor. Ja, ek bou net 'n bietjie live bait stroppies vir die ouens. Ons het 'n paartjies verloor. Groot kutas hulle afgebyt. So maar basies so 'n wiltjie, 'n klein hoekie vir die kop en nog 'n klein hoekie agter, om nog meer die lengte van die visie. En dit is staalstrop, so 60 pond staalstroppie. Ja, dan kan ons weer 'n paartjies riek. Kyk as dit op die see kan braai. Ek seker nie aan 'n beter plek nie, waar by die bos stel. Slow pitch. Squid tricks. Soos 'n dik vis, maar kan 'n bruin marlyn ook wees. Ja, hy het regtig vinnig gestruik en mooi. So ek hoop as 'n
Maar dat is altyd nog 'n droom van my om 30 kg plus koeta te vang. Anders hy. Ja, het is lekker gaas. Ek like dit as dit so gaan. Daan is aan. Koos trek die kouna uit. En hy het die stok in sy hand, toe slaat iets vir hom maar klip aan. Ek dink hy gaan blou kol hê. Lekker. Wow. Koeta daai groot vat. Ja, ons vermoed Daan het 'n groot daai breinmarlyn soos hy dit noem. Gehak. En hy's nou net afgebyt. Hier selfs op die staal, nee, selfs op die staal buite by die haai ons af. Maar ons gaan aan. Volgende live's afhom. Redfang triggerfish. The vampire fish. Kyk uit tande. Ja, ons nou op 'n jig het ek 'n redfang triggerfish is die Engelse benaming vir hierdie visie. Pragtige vis. Ons gaan hom definitief terugsit hier op die rivier waar hulle hoort. Op 'n boot brand die son jou van bo en onder. Die water reflekteer van onder af en die son brand jou van bo af. Seesiek is maar 'n ding en so nou en dan gaan lê manne en maak 'n middagslaap op die boot en sê vir niemand jy's 'n klein bietjie naar nie. Ons kom weer aan by Kamp Carlos. Vanaand gaan ons heerlik eet, ietsie drink, dalk 'n Deutsch M of 2 en praat oor die dag se duintjies en daadjies waar almal kan brag oor hulle vis. Dis dag 4, welkom. Gister het ons bitter baie gesukkel. Ons het verskriklik baie vis verloor dit, maar ons het baie buite gekry. Kom ons hoop dat Poseidon vir ons bietjie meer geluk sal bring vandag op die see. Ons vang gorries en dan gaan ons uit. Ons het nou 'n bietjie chokke gevang, wat ek definitief onmiddellik op my livestokkie gaan sit. En kyk of ons iets kan kry. Ons gaan nou die laaiwie vat, dan gaan ons 'n cable tie deur die boonste deel van sy oog druk. Soos daai. Dan gaan ons hom in 'n sirkelhoek vasmaak. Nou ons is hier op 'n pinnacle by Jow. Dit is nou 'n bietjie meer suid van die Santa Maria Rif. Dan gaan ons bietjie lewendige aas gooi en kyk of ons iets kan kry. Water is baie vuil vandag op die Santa Maria Rif. As gevolg van seker maar die maan wat nou begin vol raak. So tot ons 'n bietjie suid gekom vir skoon water. Hier is pragtige helder blou skoon water. Op Suzy Q maak Chris vas met 'n pragtige koeta. Een van die grootstes van die trippie. Kyk hierdie ene. High five, boys, high five! Uiteindelik is ons aan met 'n vis. Ons het soveel visse gister verloor, nou net weer een verloor. Bietjie taktiek verander, sirkelhoek opgesit. Ek gaan nie tension gee op hierdie ding nie. Hy moet kom. Hy moet kom. Ek weet nie wat dit is. Hy het nie 'n groot run gehad soos die ander visse nie. Nee, dis 'n coral rockord. 'n coral rockord. Pragtige coral rockord. Kyk hierdie pragtige mooi kleure. Ons is nog heeltyd op soek na 'n rifvisie om te eet. Hierdie ene gaan ons definitief bietjie gaar maak en lekker maak. Ek wou nie hierdie visie te ver laat afgaan nie, want hy is so 'n bietjie crazy die ouetjie. En nou kom hy boontoe, eers skielik toe, ja. Gat hy. Ek dink daar die haai opgeslaan. Ek weet nie, ek net ewe skielik aan 'n harde pluk gevoel. Ja, kom maar. Dis sy mooi koeta. Mooi. Lekker kosie! Lekker koos! My goeie vriend Koos, die kasbouer van Kosie Baai, vang ook 'n pragtige koeta. Nou is die rekening ook.
Moet kos hê. Daar's hy. Kruit. At last. Nou Pieter was die vlieënier wat ons moes vlieg na die Primeira banke toe in die noorde van Mosambiek. En hier maak hy vas met 'n pragtige tuna. En dankie vir die sushi, my ou vriend, want daai aand was baie lekker. Sê, lekker julle van tunas, 'n bietjie sushi eet vanaand. Ja, lekker man. Hier het ons 'n mooi dingetjie wat gebeur. Lekker, Dok Arm het nou net vasgemaak. Dit was immer sy beurt. Dis sy boot, die captain moet visvang. Ek weet nie wat dit is nie, maar hy het gevat van. Heerlik, lekker om by te mis kry. It's about time, boys. Ja, is 'n mooi vis. Hier komt daar. Sê, bring vir daar. Ja, lekker Dokkie. Allee manne. Nee, dat is mooi. Skat so 12, 13 kilo's. Mooi visie. En op Susie Q maak Henny Baalwais vas met 'n blue spot kingfish, wat in die res van die wêreld genoem word 'n trevally of 'n giant trevally met blou spots op. Lekker julle, blue spotted king hier so op 'n livey. Ja, lekker size. Baie geluk my ou vriend, dit is een van die grootstes wat ek al in 'n lang tyd gesien het. Dis die afsluiting van die dag. Ons het 'n wahoo gevang. Natuurlik ons kaptein Dok Adam. Koos het 'n koeta gevang en ek het 'n rifvis gevang. Ek het 'n groot, wat ook al dit was, verloor. Ons het hom nooit gesien nie. So dit was 'n baie lekker dag op die see. En hy is so 'n bietjie meer winderig as die vorige dag, maar ek dink dis wat hulle nodig gehad het. Ons maak die laaste drift met 'n lewendige aas en kyk of ons ietsie kan uitoorlê op die tweede laaste middag van ons trip. Een ding wat lekker is, hier op K9 het ons 'n skipper met baie ervaring en natuurlik vir Koos ook met baie ervaring van hierdie tipe visvang. Ek is nie baie geleerd in hierdie tipe van visvang. Ek is meer maar 'n popper en 'n jigger en 'n lewendige aas en sulke goed. Maar die manne leer ons baie, dis lekker hier op Santa Maria. Son skyn, see is nat. Lekker om die eerste keer gesien slaan. Ja. Nee man, rarig. So nou gaan ons weer van voor af verder trol. Iets wat ons nog nie veel oor gepraat het nie, is die bootkos. En elke aand dan maak ons bietjie meer kos as wat nodig is. En hier in Mosambiek noem hulle hierdie broodjies paus. En bietjie rooibaard, tabaarskou met skilpaadjies in en mayonaise. Jennetjie tog, maar dit is lekker. Ik heb 'n lifebite uitgehaal en die hoek het nie gehang en ek dink die waai net in my lip in. Kyk my in die hoek. So Dok Aram met 'n hoek in sy pens gehad. Nou het Koos 'n hoek in sy mond. Ek weet nie wat om hieroor te sê nie. Dis erg. Assai, goed, assai, goed. Hey, pa! Wel, ons het ons besig hier op Santa Maria. Ons het baie vis verloor. Ons het baie vis gevang, ons het baie vis geëet.
En is die laaste dag weer op die boot. Wat 'n ongelooflike plek. Hier in Mosambiek op Santa Maria. Op die laaste aand het ons 'n paar lekkernye op die strand gaan geniet. Tok Adam het ons gestiek vir die heerlikste prons en ons gaan nie weg as vriende wat mekaar nooit sal vergeet nie. En dit is hoekom ons visvang op Buitenbeskryf.